Dan is dit my voorreg om my collega en vriend Sakkie Spangenberg aan julle voor te stel. Sakkie is 'n baie lang CV wat ek gou aan julle wil voorhou. Maar ek hoef eintlik net te sê, Sakkie, baie welkom en ons sien uit na jou. Dankie, Pieter. Goed, baie dankie vir die verwelkoming. Ek voel nou half so 'n bietjie gedisoriënteer omdat mens nou in jou kop ander goed beplan het en nou moet jy dit op 'n ander manier doen. Maar kom ons probeer en ons kyk hoe ver kan ons vorder. Goed, ek weet nie of dit in alle huweliksverhoudings so is nie, maar my ervaring gedurende die eerste jare van my en Dina se huweliksverhouding is dat ons dikwels die plekke en insidente wat goeie herinneringe vir ons inhou, weer herbesoek het. Dis nie altyd 'n fisiese herbesoek nie. Soms net 'n storie wat ons vir mekaar vertel, of net om vir mekaar te herinner, maar hoe het dit gekom dat ons mekaar nou ontmoet het en op mekaar verlief geraak het en mekaar uiteindelik as lewensmaat gekies het. Nou soos die jare aanstap, het hierdie soort herinnering al minder geword, maar so van tyd tot tyd kom dit wel voor. En ek vermoed julle het ook die soort ervaring, dat 'n mens soms jou verlede herbesoek, net om seker te maak, hoekom het ons mekaar gekies? En ek wil amper sê, dit is vir my die soort sement, wat 'n verhouding ook aan mekaar hou. Nou die titel van my lesing vanoggend is bedoel as 'n herbesoek aan die verhouding met die NAN. Ons het almal 'n bepaalde verhouding met die NAN. En dit is ook 'n poging om ons verhouding soort van te herbevestig. Nou die aanloop tot die stigting van die NAN, dink ek hou vir baie van ons goeie herinneringe in. Van ons sal kan onthou, of moet ek eintlik sê, dit het maar eintlik gebeur dat Pieter Botha, Pieter Crawford, Piet Miller, ek en Hansie Wolmerans het begin met lesings oor die Bybel en oor Jesus van Nasaret. En hierdie ding, toe dit nou so op dreef kom, met baie mense vir ons gevra, maar wil jy nie iets stig waarby ons kan aansluit en waarby ons kan tuis voel nie? So dis 'n organisasie wat tot stand gekom het op versoek